Die versoeking om die eersgeboorte reg te verkoop. Nou daar's altyd 'n stryd tussen reg en verkeerd, goed en kwaad, 'n lig en duisternis, tweedrag tussen broers ensovoorts. En dit was al so van die begin af. Toe Yeshua gegenereer was, was hy alreeds bo alles aangestel gewees. Nou hier in Openbaring van Henog 11 sien ons hoe hy hoër as die Vader se troon geplaas was en die Vader het hom oor alles aangestel. Dis was Yeshua die fondament vir hoër dinge. En kyk gou 'n bietjie mooi na vers 13, want bo kan die lig is daar niks nie. Dit wil sê Yeshua is ook oor die duisternis oor Satan aangestel en daar is niks of niemand, is daar geen ander goddelike entiteit soos hy nie. Nou vanaf vers 15 sien ons het Arugas voorgekom. Hy was swart of rooi in hakkies. Die duiwel word ons ook in rooi uitgebeeld. Hy was onderaangestel oor die duisternis. En let mooi op vers 16. En hy het afgegaan en homself gevestig en het die fondament geword vir die laer dinge en onder die duisternis was daar niks nie. Onthou julle nou nog wat vers 13 gesê het? Want bo kan die lig is daar niks nie. Dus is daar twee entiteite, die lig Yeshua en die duisternis, Satan. Dan verder in vers 21 sien ons was daar skeiding gemaak gewees tussen lig en duisternis. En dit het alles op dag 1 gebeur. En dit lyk of dit die son was, maar nee, die son en die maan ensovoorts was eers op die 4de dag geskape gewees. Dus het daar skeiding gekom tussen lig en duisternis. Die lig Yeshua heers oor die kinders van die lig en die duisternis oor die wat nie in die lig wil wandel nie. Maar nou vanaf vers 33 sien ons was een van die skepingsleermagte nie tevrede met sy rangorde of sy posisie waarmee hy bekleed was nie. En let wel vers 34, het hy 'n onmoontlike gedagte bedink om sy troon hoër te plaas as die wolkkolom bo kan die aarde, sodat hy in rang gelyk aan my kan wees. Nou wat hier gebeur het, word ook in die kanonieke Bybel beskryf in Jesaja 14 vanaf vers 12. Nou dit blyk dat Satan hom hoër as die Vader wou plaas. Maar dit is onmoontlik, want tot Yeshua het gesê dat die Vader groter is as hy. En hy, Yeshua, is oor alles aangestel, en so sê hy ook dat die Vader alles aan hom gegee het, en dit was voordat hy gefilter was. Soos ons ook in die Openbaring van Henog gesien het Yeshua die heerlikheid gehad reg in die begin voordat die wêreld was. En toe Yeshua in die mensevorm gekom het, was hy verlaag, hy was verneder en het sy goddelikheid opgegee. En hier in Johannes 17 vers 5 vra hy dat hy weer bekroon sal word met die heerlikheid wat hy gehad het, let wel, voordat die wêreld was. Dus het hy daar die eer en heerlikheid en alles gehad, want die Vader het hom dit gegee. Yeshua het hierdie eer en heerlikheid gekry nog voor sy kruisiging. En so sê Yeshua dit weer na sy dood in Matteus 28 vers 18. En Paulus bevestig Yeshua se amp en sê in Efesiërs 1 vers 20 tot 22 dat alles aan Yeshua se voete onderwerp was en hom as hoof oor alles aangestel het. Dis is Yeshua ons hoof, ons koning, ons Elohim. En Daniel bevestig dit ook in Daniel 7 vers 13 tot 14. As ons ook kyk na Filippense 2 vers 9 tot 11, en sien ons was Yeshua so verhef en verhoog van die begin af, dat die Vader die oue vandaag hom so verhef en verhoog het, dat elke knie in die hemel, op die aarde en die demone onder die aarde voor hom, Yeshua, sal buig en hom aanbid. En dan sien ons bevestig Hebreërs ook dat die engele Yeshua moet aanbid, want hy is die oue vandaag se seun, sy eersgeborene, en omdat die Vader hom liefhet, het hy die eersgeborene alles in sy hand gegee. Dus behoort alles in die hemel en onder die aarde en op die aarde aan Yeshua. Nou met die in gedagte dat die eersgeborene alles gekry het en hoog bo alles verhef en aangestel was daar 'n ander wese, of dit dalk nou Arugas was, wat onder die aarde oor aangestel was, wat dalk bekend was as Satan, wat gerebelleer het, of nie. Let wel,
hierdie is nou my siening wat ek met u gaan deel. Dat die een wat nou aangestel was oor die duisternis, die doderyk Satan was. En hy was nie tevrede daaroor gewees nie, want lig en duisternis was geskaap op die eerste dag. En dit is byna soos wat met Jakob en Esau gebeur het. Hulle was 'n tweeling, daardie worsteling in die moederskoot, en toe word Esau gebore. So was daardie stryd, maar Joshua was eerste en Satan was jaloers. En hy soek daardie eersgeboorte reg. En nou kom Satan en hy wil hom gelykstel aan wie? Aan Joshua, die lig. En hy vermom hom as 'n engel van die lig, want hy wil hoog bo die troon klim. En dit is waar Joshua is. Joshua was bo die oue van die dae se troon geplaas gewees en Satan onder. En hy is nie tevrede met sy ampt nie en hy rebelleer en hy word uitgeskop. Daar is baie mense wat beweer dat daar 'n wêreld met dinosourusse bestaan het voor die eerste skepingsdag en dat Satan toe in opstand gekom het, volgens hierdie siening, het die aarde toe daarna woes en leeg geword omdat dit vernietig was. Hierdie siening word egter weerspreek deur die Openbaring van Henog 11 vers 36, waar dit duidelik blyk dat Satan sy engele eers op die derde dag uitgewerp is. Nou Satan wil hierdie eer hê van sy broer, die eersgeborene, en hy is jaloers oor sy broer, en begeer hierdie mag met 'n passie, en so verlei hy nou die mense en maak homself die lig. Nie die lig wat op die eerste dag geskape was nie, maar die sonlig, want hy was uitgeskop gewees op die derde dag, en die vierde dag word die son geskape. Nou vereer die noordelike halfrond hom wanneer die son weer terugkom, en dit is tydens die tydperk van die 25ste Desember, en so het Kersfees ontstaan, om die valse lig te dien, en so steel hy ook vandag die ware aanbidding, wat na die regte seun moet kom, die waaragtige lig wat elke mens moet verlig. Maar die mense het die duisternis, Satan, die valse lig meer lief, en hulle hang hom en sy valse feeste aan. Dus was Satan nie tevrede gewees met sy ampt, of sy geboortereg nie, en hy soek nou daar die eer van die eersgeborene wat Joshua gehad het, wat alles gekry het. Ons sien die gedeelte ook wat afspeel in die verhaal van Jakob en Esau. Jakob moes die eersgeborene gewees het, maar daar was 'n worsteling in die moederskoot. Dus word daar beklei vir hierdie eersgeboorte reg. Maar Esau word toe eerste gebore. Jahwe het dit geweet en hy het gesê in Genesis 25 vers 23 dat daar 2 nasies in haar is en dat die oudste die jongste sal dien. Dus erken Jahwe Jakob as die eersgeborene. En Esau steur hom nie daaraan aan sy eersgeboorte reg nie, en in sy swakheid word hy versoek en hy verkoop sy eersgeboorte reg aan Jakob. Esau kon nie oor die vlees en die begeertes van die vlees geheers het nie, en het aan sy onmiddellike behoeftes gedink. En so verkoop hy sy eersgeboorte reg vir 'n bordjie lensiesop. Want sy God is in sy buik. Hy kan nie die vlees kruisig nie en hy word deur sy maag regeer. Nou die spieelbeeld word herhaal met Joshua se 40 dae vas in die woestyn. Joshua die eersgeborene is nou in die vlees. Hy het sy eer en heerlikheid tydelik afgestaan en die vlees opgeneem. Hy is nou gelyk aan Esau. Hy is 'n mens, is honger en swak. En hier kom Satan en hy versoek hom, want dit is nou die gunstige tyd om die eersgeborene reg oor te vat. Dis as hy Joshua kan oorwin, dan kry hy hier die eer en heerlikheid as eersgeborene. Want hy het Adam so getoets en oorwin, om iets te eet in Genesis 3. Die versoeking was nie net ongehoorsaamheid nie, dit was begeerte, want dit het goed gelyk om te eet. Dit was begeerlik vir die oë. Joshua kom om te dien. Hy is die goeie herder, die goeie koning, en hy weet wat op die spel is. Ons, sy volk. As hy ons nie lief gehad het nie, sou hy soos Esau geval het vir die bordjie lensiesop, of in die geval die brood. En so sou ons vir altyd verlore gewees het in die mag van die Satan. Satan sê toe vir Joshua
As hy hom sal aanbid, sal hy Yeshua die koninkryke gee. Maar Yeshua sê, daar staan geskrywe, let wel, Jahwe jou Elohim moet jy aanbid en hom alleen dien. Hy sê nie hier die Vader nie, hy praat van Jahwe. En dit is wat daar geskrywe was, die naam Jahwe, wat ons moet aanbid en hom alleen dien. Nou met al die bogenoemde inligting dat alles aan Yeshua oorhandig is en dat almal in die hemel, op die aarde en onder die aarde Yeshua moet dien, sê Yeshua nou eintlik vir hom, ek is die regmatige eersgeborene. Ek is oor alles en almal aangestel. Jy Satan, wat onder die aarde in rang geplaas was, jy moet my aanbid, omdat alle mag en gesag aan my gegee was en aan my behoort. Die jongste moet die oudste dien. En Yeshua wen die geveg en Satan loop weg en versoek hom nie meer nie. Yeshua het weer eens hom oorwin en hy behou sy eersgeboortereg, nie soos Esau wat dit verag en dit verkoop het vir 'n bordjie lensiesop nie. Dis bly hy die erfgenaam, alles behoort steeds aan hom, hy bly ons koning, ons herder en Elohim. Hy is die engel van die verbond wat met Moshe gespreek het in Exodus 3 en sy naam aan hom bekend gemaak het. Hy is die enigste een wat opgevaar en neergedaal het. Dus het hy die wet aan die volk gegee op die berg Sinaï en dus as ons na hom luister sal ons lewe van elke liewe woord wat uit sy mond uitgegaan het. Want hy verander nie. Hy was gister in die Ou Testament die een wat ons onderrig het. Hy het die volk in die Nuwe Testament onderrig en sal die volk ook in die ewigheid onderrig. Yeshua was uitermate verhoog gewees in die begin van die skepping, maar hy het hom nie die roof geag om gelyk te wees aan die Vader, alhoewel die Vader hom daardie ampt, eer en heerlikheid gegee het nie. Maar Satan was hoogmoedig, hy wou hom gelykstel met sy broer. Yeshua daal af en hy word verhoog. Satan wil opklim en homself verhoog, maar hy word verneder, want hy kan nie sy broer se ampt oorvat. Filippense 2 vers 6 tot 9. Hy Yeshua het homself verneder, daarom het Elohim hom uitermate verhoog. Jakobus 4 vers 6. Elohim weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nou die rigting van beweging openbaar die gees. Af beteken gehoorsaamheid. Op beteken rebellie, hoogmoed. Die eindbestemming, lig regeer vir ewig. In Openbaring 21 vers 23 tot 25 sien ons dat die stad die son en die maan nie nodig het om daarin te skyn nie, want die heerlikheid van Elohim het dit verlig en daar sal geen nag wees nie. Dit wil sê Satan, die duisternis word uiteindelik heeltemal vernietig en verwyder. Yeshua is lig van die wêreld. Johannes 1 vers 1 tot 5, Kolossense 1 vers 15 tot 17, die eersgeborene van die hele skepping. Satan is ook 'n geskape wese. In Jesegiel 28 sien ons die verhaal van die koning van Tyrus, wat sê hy is 'n god en hy wil hom gelykstel met die Allerhoogste. En dan sê Yeshua in Johannes 8 vers 44, hy die Satan was 'n mensemoordenaar van die begin af. Beide bestaan van die vroegste skepingsorde af. Nou soos met Jakob en Esau, albei is in dieselfde baarmoeder gewees. Die een word verkies, die ander een word verwerp. Die stryd begin al voor geboorte, en so was die rebellie van Satan ook van die begin af. Esau is 'n eersgeborene. Hy het regmatige besit, ja. Hy verkoop dit vir 'n onmiddellike bevrediging, dit wil sê vir kos. Yeshua is ook die eersgeborene. Hy besit alles, hy word versoek met brood, kos, koninkryke en eer. Dis presies dieselfde toets, maar sal jy jou eersgeborene reg prysgee vir onmiddellike vervulling? Yeshua het nie en steeds bly hy oorwinnaar. Sy geboortereg lê nie in die kos nie, maar in volle gehoorsaamheid aan die Vader. En die Vader het geweet dat Yeshua reg en geregtigheid liefhet, en dit is hoekom hy hom alles gegee het en Yeshua uitermate verhoog, en so behoort alles aan hom, aan Yeshua.
Nou as die Vader die eer en heerlikheid aan Yeshua gegee het, wie dink jy is jy om nie hierdie eer en heerlikheid aan Yeshua te gee nie? Dink bietjie daaraan. Dan wil ek afsluit met 'n lied wat ek geskryf het en saamgestel het met die titel Yeshua die gesalfde van die oue vandag. Dit gaan oor hoe die Vader Yeshua as koning oor ons gesalf het en hoe Yeshua uitermate verhoog was. Indien iemand belangstel in die lied, los asseblief 'n kommentaar hierso of WhatsApp my en dan stuur ek vir die lied aan. Mag jy 'n geseënde dag hê. Shalom. Die gesalfde van die oue vandag, verhewe in majesteit. Yeshua die eersgeborene, die eerste van die skeppingse tyd. Hy het homself geopenbaar, die lig wat ewig skyn. Die seun van die oue vandag, die een in wie ons heil verskyn. Reg en geregtigheid het U lief, o heilige koning van lig. Die oue vandag het U gesalf voor Sion, sy berg van heiligheid en krag. Die Vader het die seun lief, hy het alles in U hand gelê. U heers oor hemel, aarde, volke, U woord staan vas, dit sal nooit vergaan. Wel geluksalig is die wat in Yeshua skuil, want U is die rots wat ewig hou. Maar straf kom oor die wat nie luister nie, die oordeel van die oue vandag is naby. U is uitermate verhoog, U het 'n naam bo elke naam. Voor U sal elke knie buig, elke tong sal bely. U, Yeshua is Jahwe, ons herder, ons verlosser, ons bloedbruidegom, ons man. O ouwe vandag, U het U seun verhef, die enige een in wie U welbehaar is. Hy is die lig, hy is die waarheid, hy is koning oor elke nageslag. Ewig sal U koninkryk staan, o Yeshua. Die troon van U reg en U geregtigheid. U is uitermate verhoog, U het 'n naam bo elke naam. Voor U sal elke knie buig, elke tong sal bely. U, Yeshua is Jahwe, ons herder, ons verlosser, ons bloedbruidegom, ons man. O ouwe vandag, U het U seun verhef, die enige een in wie U welbehaar is. Hy is die lig, hy is die waarheid, hy is die koning oor elke nageslag. Ewig sal U koninkryk staan, o Yeshua. Die troon van U reg en U geregtigheid. U is uitermate verhoog, U het 'n naam bo elke naam. Voor U sal elke knie buig, elke tong sal bely. U, Yeshua is Jahwe, ons herder, ons verlosser, ons koning, ons man, vir ewig en altyd. Halleluja!